Ons vriend Gustaf het twee baie interessante, maar bonatuurlike stories vertel. Die een is van 'n besoeker aan 'n selgroep en die volgende een is van 'n man wat by hom in 'n Porsche geklim het. Ek lees eers van die besoeker aan die selgroep. Gustaf vertel hulle hou donderdag aande selbyeenkomste by mense met 'n grasdakhuis op 'n klein hoewe buite Pretoria. Hierdie huis het sulke hoë balke. Terwyl die selleier afsluit met gebed, trek iets by die voordeur sy aandag. 'n Geluid, 'n geskuifel. Tot vandag toe is hy nie seker wat dit was nie. Hy maak sy oë oop om te probeer vasstel wat dit is. As jy op 'n klein hoewe woon, slaap jy wakker. En iets so vreemd en eienaardig gebeur, dat dit vir hom later moeilik was om te beskryf. Dit was asof die deur steeds toe en gesluit is. Maar terselfdertyd is dit asof die deur stadig oopgaan. In Gustaf se woorde. En toe verskyn daar die wasige beeld van 'n man in die deur, met sy kop vreemd en onnatuurlik vooroorgebuig en sy kin op sy bors. Sy bene beweeg skaars, dit lyk meer asof hy sweef, en sy voete raak nie grond nie. Die man is of salig onbewus van die kring mense, of hy steur hom nie aan hulle nie. Hy beweeg tot in die middel van die vloer, waar dit lyk asof iets of iemand hom oplig, en daar draai hy toe vir 'n tyd lank stadig tussen hemel en aarde in die ronde. Eers toe die beeltenis vervaag, sien Gustaf dat die vrou skuins oorkant hom met haar hand oor haar mond sit, asof sy 'n uitroep moes terughou. En 'n man wat 3 sitplekke van haar af sit, bring sy vinger stadig na sy mond om vir hulle te wys om niks te sê nie. Skaars sê die selleier amen en die groep word verdaag of Gustaf en die vrou gaan tackle die kerel wat hulle tot stilswyg gemaan het. Hulle vind hom iewers op 'n plek waar die ander nie kan hoor nie. Julle het verstaan gesien. Hy het homself 3 jaar gelede aan die sitkamerbalke opgehang. Sy liggaam is eers 2 dae later gekry. Ek sien Stan gereeld, nes vanaand weer. Maar die nuwe huurders het hom nog nie ontmoet nie. Nog nie? Vra Gustaf. Nee, nog nie, antwoord die man met 'n geheimsinnige glimlag. Maar hoekom, dink julle, het die huis gedurende die afgelope 3 jaar reeds 9 keer van huurders verwissel? En dan noem ek die volgende storie, Gustaf en die ongeluk. Een van Gustaf se mees fascinerende belewennisse het iewers tussen Parys en Potchefstroom plaasgevind. In daardie stadium ry met 'n Porsche. Hy stop by 'n garage om petrol in te neem en van iewers af kom 'n man met waaiende arms aangehardloop. Kom help asseblief, daar was 'n ongeluk. Die man is dood. Die vrou se lewe hang in 'n draadjie en daar is 'n baba in die kar. Die angs in die knaap se stem maak dat Gustaf die petroljoggie in midstroom laat stop en heeltemal te veel betaal vir geen brandstof. Wanneer hy terugspring in die kar, sit die hulpsoeker alreeds in die passasierssitplek. Reg, waar was die ongeluk? Vra Gustaf en druk die kar in rad. Daarna toe, 7 kilometer terug. Die man bedui in die rigting waarvandaan Gustaf pas gekom het. Twak man, daar was niks. Ek sou die stukkende karre gesien het. Dit het na jou gebeur, net een kar. 'n blou Nissan Exa en dit het die veld ingerol. Mens sien hulle nie van die pad af nie. Dit laat Gustaf met 'n spoed wegtrek, maar 'n ent verder sink die man se woorde vir die eerste keer in en hy haal sy voet van die petrolpedaal af. Ekskuus my, maar as dit gebeur het nadat ek daar verby is, hoe het jy saam met my hier gekom? Ek ry 'n Porsche, weet, en ek hou daarvan om sy petrolpedaal teen die mat te hou. Man, dit maak nie saak hoe ek hier gekom het nie. Hou op spog met jou jaarry en wys my dan wat jy kan doen. Goed, jy het daarvoor gevra. Die sportmotor skiet weer vorentoe. Vertel my wat die ongeluk veroorsaak het. Die linker agterwiel het uitgeval en die man het beheer verloor. Toe die kar rol, het hy uitgeval en die kar is bo oor hom.
Nie een van hy of sy vrou het veiligheidsgordels aangehad nie. Reg. Maar wanneer Gustav op die afstandmeter sien dat hulle 7 kilometer van die garage af is, ry hy weer stadiger. Het die ongeluk hier rond gebeur? Nee, gaan aan, verby die volgende draai. Hier naby, wil Gus weet, toe 'n reguit pad weer voor hulle uitgestrek is. Nog aan, hou die man vol. Jy speel speletjies met my. Nee, dis net daarvoor. Nou ja, aan die ander kant van die volgende draai, staan 'n Nissan Exa voor hulle langs die pad. Maar die kar het beslis nie gerol nie, al is dit nie meer in 'n goeie toestand nie. Die neus van die Nissan korrel in die rigting van waar Gustav nou vandaan kom. Stop hulle, gebied sy passasier, en Gustav ry sommer voor die Nissan in en spring uit en op waai met die arms. Wat maak jy? Vra die man agter die blou kar se stuurwiel en hy klim ook uit. Ek weet nie regtig nie, vra hom. Gustav bedui oor sy skouer en die man loer verby en toe kyk hy Gustav aan asof hy 'n gestig hoort. Daar's niemand in die Porsche nie. Sorry man, die vent, hy was daar. Iemand het vir my gesê dat julle in 'n ernstige ongeluk was. Gustav weet op daardie oomblik nie waar om sy kop in te druk nie. Nee man, gelukkig was dit nie 'n ongeluk nie. Ons het 'n papwiel gehad en die kleintjie hou nie op met bloody wil skree nie. Ons is daarom nou weer mobiel, maar ons is nou bietjie laat vir my skoonsis se troue in Potch. As jy jou kar dus wegtrek, kan ons probeer om betyds te wees vir die onthaal. En jy gaan seker jaag om daar te kom, vra Gustav streng. Ja, natuurlik, hoe anders? Is dit die linker agterwiel wat jy moes omruil? Gustav steur hom nie aan die man se ongeduld nie en stap om die kar. Genade man, hierdie wiel pas dan nie eers op hierdie kar van jou nie. Hy draai geskok na die jong man. Nou wat moet ek doen? Dis die spaarwiel in die kar se bak. Maar kyk net hier, net 3 moere wat veronderstel is om vas te wees. 3 moere is genoeg om die wiel in sy plek te hou, sê die jong man vol bravade, want daai stadium staan sy vroukie, baba op die arm ook langs hulle. Kom ons maak net seker, smeek sy, want hier is iets baie snaaks aan die gang. Ek pak verdomp nie weer al die kleintjies se goed uit om by die domkrag te kom nie, raas haar man. Jy hoef nie, kom ons stel sommer net die linkerkant van die kar op, ek wil iets kyk, doen Gustav van die hand. En toe hulle dit doen, val die moere uit en die wiel rol sommer so van die boute af en onder die kar in. Ek het seker in my haas vergeet om het vast te draai. Die man se mond val oop. My man is nie baie prakties nie. Die vrou se oë is spieringwyd. Maar hoe het jy geweet om die kar op te tel, meneer? Ek het nie, het Gustav gebeeg. Maar ek dink 'n engel het vandag na julle gekyk en my gestuur. Anders het ek geen verklaring vir wat vandag hier gebeur het nie. Nou ja, daar is hy. Dankie dat julle geluister het.